julle, ons gaan aan met 1 Konings vanaf hoofstuk 20. Oorlog tussen Agab en Ben-Hadad, die koning van Aram. En Ben-Hadad, die koning van Aram, het sy hele leer versamel, 32 konings wat saam met hom met perde en strijdwaans en opgetrek na Samaria en beleer en daarteen geveg het. Ook het die boodskappers na Agab, die koning van Israel, gestuur in die stad en hom laat weet, so sê Ben-Hadad, u silwer, u goud, dit is myne, en u mooiste vroue en kinders, hulle is myne. Toe antwoord die koning van Israel en sê, volgens u woord, my heer, die koning, ek is uwe met alles wat ek het. En daarop kom die boodskappers weer en sê, so spreek Ben-Hadad, ek het u wel laat weet, u silwer, u goud, u vroue en u kinders, moet u aan my gee. Maar môre sulke tyd sal ek my dienaars na u stuur, dat hulle u huis en die huis van u dienaars deursoek, en hulle sal alles wat begeerlik is in u oë en hulle hande lê en wegneem. Toe roep die koning van Israel al die oudstes van die land en sê, let tog op en kyk hoe die man moeilikheid soek, want hy het na my gestuur om my vroue en my kinders en my silwer en my goud te laat haal, en ek het dit om nie geweier nie. Maar al die oudstes en die hele volk antwoord hom, luister nie en u mag nie inwillig nie. Daarom het hy aan die boodskappers van Ben-Hadad gesê, sê aan my heer die koning, alles wat u die eerste keer u dienaar laat weet het, sal ek doen, maar hierdie ding kan ek nie doen nie. En die boodskappers het weggegaan en hom antwoord gebring. Daarop laat Ben-Hadad hom weet, mag die gode so aan my doen en so daaraan toedoen, die pyn van Samaria is nie genoeg vir die holle hande van al die manskappe wat my voetstappe volg nie. Maar die koning van Israel het dit geantwoord, sê vir hom, die een wat hom vasgord, moet hom nie benoem soos die een wat hom losgord nie. En toe hy hierdie woorde hoor, terwyl hy besig was om te drink, en hy in die konings en in die tente, sê hy aan die dienaars, gooi walle op, en hulle het walle opgegooi teen die stad. Opeens kom daar 'n profeet na Agab, die koning van Israel, en sê, so spreek die hemelse Vader, het jy hierdie hele groot menigte gesien? Kyk, ek gee hulle vandag in jou hand, dat jy kan weet dat ek die hemelse Vader is. En Agab sê, deur wie? En hy antwoord, so spreek die hemelse Vader, deur die jong manne van die owerstes van die provinsies. En hy sê, wie moet die geveg begin? En hy antwoord, toe tel hy die jong manne van die owerstes van die provinsies, en hulle was 232. En na hy hulle getel het, al die manskappe, al die kinders van Israel, 7000. En hulle het op die middag uitgetrek, terwyl Ben-Hadad hom dronk gedrink het in die tente, hy en die konings van die 32 konings, wat sy bondgenote was, en die jong manne van die owerstes van die provinsies het eerste uitgetrek, maar Ben-Hadad het uitgestuur en hulle het hom berig gebring en gesê, uit Samaria het die manne uitgetrek, en hy sê, as hulle vir vrede uitgetrek het, gryp hulle lewendig, en as hulle vir oorlog uitgetrek het, gryp hulle lewendig. Daarop trek die jong manne van die owerstes van die provinsies uit die stad uit, en die leer agter hulle aan, en hulle verslaan elkeen sy man, sodat die Arameërs gevlug en Israel hulle agtervolg het. Maar Ben-Hadad, die koning van Aram, het vrygekom en op 'n perd met perderuiters saam. En die koning van Israel het uitgetrek en die perde en strijdwaans verslaan, sodat 'n groot slag
onder die Arameërs geslaan het. Toe kom die profeet na die koning van Israel en sê vir hom, gaan wees sterk en ondersoek en kyk wat u moet doen, want na die verloop van 'n jaar sal die koning van Aram teen u optrek, want die dienaars van die koning van Aram het vir hom gesê, hulle gode is berggode, daarom was hulle vir ons te sterk, maar as ons met hulle op die vlakte veg, sal ons sekerlik sterker wees as hulle. Daarom doen hierdie dinge, verwyder die konings elkeen uit sy plek, en stel goewerneurs aan in hulle plek, en werf selfs vir u 'n leer soos die leer wat u verloor het, en die perde soos die perde, en die strydwaans soos die waans, en laat ons teen hulle in die vlakte veg, dan sal ons sekerlik sterker wees as hulle. En hy het na hulle geluister en so gedoen. En na verloop van 'n jaar het Ben-Hadad die Arameërs gemonster en opgetrek na Afek om teen Israel te veg. En die kinders van Israel is ook gemonster en van die lewensmiddele voorsien en het hulle tegemoet getrek. En die kinders van Israel het teenoor hulle laar opgeslaan soos 2 klompies bokke, terwyl die land van die vol Arameërs was. Toe kom die man van God nader en sê aan koning van Israel, so spreek die Hemelse Vader, omdat die Arameërs gesê het, die Hemelse Vader is 'n God van die berge, en hy is nie 'n God van die laagtes nie, daarom sal ek hierdie hele groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet, dat ek die Hemelse Vader is. En hulle was 7 dae lank teenoor mekaar gelaar, maar op die 7de dag het die geveg begin, en die kinders van Israel het van die Arameërs 100.000 voetgangers op een dag verslaan, en die wat oor was, het na Afek, na die stad gevlug, en die muur het op die 27.000ste man geval, wat oor was. Ben-Hadad, wat ook in die stad ingegaan het, het van die kamer tot kamer gevlug. Toe sê die dienaars vir hom, kyk tog, ons het gehoor dat die koning van die huis van Israel genadige koning is, en laat ons tog rouklere om ons heupe bind en bande om ons hoofde en uitgaan na die koning van Israel. Moontlik sal hy in die lewe behou. Toe het hulle rouklere om hulle heupe vasgegord en bande om hulle hoofde en na die koning van Israel gekom en gesê, die dienaar Ben-Hadad sê, laat my tog lewe, en hy antwoord, lewe hy dan nog, hy is my broer. En die manne het hulle dit dadelik toegeëien as 'n gunstige voorteken van sy kant en gesê, Ben-Hadad is u broer. Daarop sê hy, gaan haal hom. En Ben-Hadad het uitgekom en na hom, en hy het hom op die wa laat klim. En Ben-Hadad sê vir hom, die stede wat my vader van u vader afgeneem het, sal ek teruggee, en u kan vir u winkelstrate aanlê in Damaskus, soos my vader in Samaria aangelê het. En ek, sê Agab, sal u op hierdie verbond laat gaan. Hy het toe die verbond met hom gesluit en hom laat gaan. Daarna het sekere man uit die profetiese seuns deur die woord van die Hemelse Vader aan sy maat gesê, slaan my tog. Maar die man het geweier om hom te slaan. Toe sê hy vir hom, omdat jy nie na die stem van die Hemelse Vader geluister het nie, kyk, as jy van my af weggaan, sal 'n leeu jou doodmaak. En toe hy van hom af weggaan, het 'n leeu hom gekry en hom gedood. Daarna het hy 'n ander man gekry en gesê, slaan my tog. En die man het hom so geslaan, dat hy hom gewond het. Toe vertrek die profeet en gaan die koning op die pad voorstaan. Daarby maak hy homself onkenbaar met 'n verband oor sy oë. Terwyl die koning verbygaan, roep hy na die koning en sê, u dienaar het uitgetrek in die geveg, en daar kom iemand een kant
toe en bring die man na en sê, bewaak hierdie man, as hy ooit gemis word, sal ek jou lewe in die plek van sy lewe wees, of jy sal die 'n talent silwer moet betaal. Maar onderwyl u dienaar hier en daar besig was, het hy verdwyn. Toe sê die koning van Israel vir hom, so is jou vonnis, jy het dit self bepaal. Daarop neem hy gou 'n verband van sy oë af weg, en die koning van Israel herken hom, dat hy een van sy profete was. En hy sê vir hom, so spreek die Hemelse Vader, omdat jy die man wat deur my banvloek getref was, uit die hand laat gaan het. Daarom sal jou siel in die plek van sy siel, en jou volk in die plek van sy volk wees. En die koning van Israel het na sy huis getrek, verbitterd en toornig, en hy het in Samaria aangekom. Tot sover. Hoofstuk 21, Nabot word op bevel van Isabel gedood. Elia kondig as straf daarvoor 'n uitroeiing van Agab se geslag aan. En na hierdie dinge het dit gebeur dat Nabot, Jesreeliet, het in Jesreel se 'n wingerd gehad en langs die paleis van Agab, die koning van Samaria was. En Agab het met Nabot gespreek en gesê, gee my jou wingerd dat dit my groentetuin kan word, want dit is naby langs aan my huis. Dan sal ek jou in die plek daarvan 'n wingerd gee wat beter is, of as dit goed is in jou oë, sal ek jou die koopprys daarvan in silwer gee. Maar Nabot het vir Agab gesê, mag die Hemelse Vader my daarvoor bewaar, dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee. Toe kom Agab in sy huis en verbitterd en toornig oor die woord van Nabot, die Israeliet, met hom gespreek het, naamlik, ek mag nie die erfdeel van my vaders aan u gee nie. En hy het op sy bed gaan lê en sy gesig omgedraai en geen brood geëet nie. Daarop kom sy vrou Isabel by hom en sê vir hom, waarom is jou gees dan so verbitterd, dat jy geen brood eet nie? En hy antwoord haar, omdat ek met Nabot, die Israeliet, gespreek het en aan hom gesê het, gee my jou wingerd vir geld, of as jy wil, sal ek jou wingerd in die plek daarvandaan gee. Maar hy het gesê, ek mag my wingerd aan u nie gee nie. Toe sê sy vrou Isabel vir hom, oefen jy nou die koningskap oor Israel uit, staan op, eet brood, en laat jou hart vrolik wees, ek sal jou die wingerd van Nabot, die Israeliet gee. Daarop het sy briewe in die naam van Agab geskrywe en met sy seël dit verseël en die brief gestuur aan die oudstes van die edeles wat in die stad was, wat by Nabot gewoon het. En in die briewe het sy dit geskrywe, roep 'n vasdag uit en sit Nabot vooraan onder die volk, en sit 2 manne deegniete teenoor hom, wat teen hom getuig en sê, jy het God en die koning gevloek. Lei hom dan uit en stenig hom, dat hy sterwe. Die manne van die stad, die oudstes en die edeles wat in sy stad gewoon het, maak toe soos Isabel hulle laat weet het, soos geskrywe was in die briewe wat sy aan hulle gestuur het. Hulle het 'n vasdag uitgeroep en Nabot vooraan die volk gesit. Toe kom die 2 manne deegniete en gaan sit teenoor hom, en die deegniete het teen Nabot voor die volk getuig en gesê, Nabot het God en die koning gevloek. Daarop lei hulle hom buitekant die stad uit en stenig hom, sodat hy gesterf het. Daarna laat hulle Isabel weet, Nabot is gestenig en is gedood. Net toe Isabel dit hoor, dat Nabot gestenig en gedood was, sê Isabel vir Agab, staan op, neem die wingerd van Nabot, die Israeliet, en in besit, want wat hy geweier het,
om vir geld aan jou te gee, want Nabot leef nie, maar is dood. Net toe Agab hoor dat Nabot gedood was, het Agab opgestaan om na die wingerd van Nabot die Israeliet af te gaan, om dit in besit te neem. Maar die woord van die Hemelse Vader het tot Elia, die Tisbiet, gekom en gesê, maak jou klaar, gaan af na Agab, die koning van Israel, wat in Samaria is, tegemoet, en kyk, hy is in die wingerd van Nabot, waarheen hy afgegaan het, om dit in besit te neem. En jy moet met hom spreek, en sê, so sê die Hemelse Vader, het jy doodgeslaan en ook in besit geneem. Verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek die Hemelse Vader, op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. Daarop sê Agab vir Elia, het jy my gekry, my vyand? En hy antwoord, ek het u gekry, omdat u self verkoop het om te doen, wat verkeerd is in die oë van die Hemelse Vader. Kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jou skoon wegvee, en ek sal van Agab uitroei, al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. En ek sal jou huis maak, soos die huis van Jerobeam, die seun van Nabat, en soos die huis van Basia, die seun van Ahia, weens die geterg waarmee jy my geterg het, en dat jy Israel laat sondig het. En ook Isabel het die Hemelse Vader gespreek en gesê, die honde sal Isabel eet by die voorskans van Jesreel. Die een van Agab in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie in die veld sterwe, die voëls van die hemel sal hom eet. Waarlik, daar was niemand soos Agab, wat homself verkoop het om te doen, wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader nie, omdat sy vrou Isabel hom verlei het. En hy het baie afskuwelik gehandel, deur agter drekgode aan te loop, net soos die Amorite gedoen het, wat die Hemelse Vader voor die kinders van Israel uitverdrywe het. En toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en 'n roukleed om sy lyf gebind en gevas, en hy het ook met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop. Toe kom die woord van die Hemelse Vader tot Elia, die Tisbiet, en sê, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie. In die dae van sy seun sal ek die onheil oor sy huis bring. Tot sover. Agab sluit 'n verbond met Josafat, die koning van Juda. Hy verwerp die raad van Micha en kom in oorlog. Vanaf hoofstuk 22. Hulle het toe 3 jaar lank stilgesit en daar geen oorlog was tussen Aram en Israel nie. Maar in die 3de jaar het Josafat, die koning van Juda, afgekom na die koning van Israel. En die koning van Israel vra sy dienaars, weet julle dat Ramot in Gilead aan ons behoort, en ons sit stil sonder om dit uit die hand van die koning van Aram te neem? Daarna sê hy vir Josafat, sal u saam met my die oorlog trek na Ramot in Gilead? En Josafat antwoord die koning van Israel, ek is soos u, my volk soos u volk, my perd soos u perde. Verder sê Josafat aan die koning van Israel, raadpleeg tog eers die woord van die Hemelse Vader. Toe laat die koning van Israel die profete bymekaar kom, omtrent 400 man, en hy sê aan hulle, sal ek teen Ramot in Gilead trek om te veg, of dit laat staan? En hulle antwoord, trek op, en die Hemelse Vader sal dit in die hand van die koning gee. Maar Josafat sê, is hier nie nog 'n profeet van die Hemelse Vader, dat ons deur hom kan raadpleeg nie? En die koning van Israel antwoord Josafat, daar is nog een man, om deur hom die Hemelse Vader te raadpleeg, maar ek haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer nie, maar onheil,
Micha, die seun van Jimla. En Josafat sê vir die koning, moet nie so spreek nie. Daarop roep die koning van Israel, die hofdienaar, en sê, gaan haal Micha, gou, die seun van Jimla. Onderwyl die koning van Israel en Josafat, die koning van Juda, elkeen op sy troon sit, bekleed met die koninklike klere, op 'n dorsvloer by die ingang van die poort van Samaria, en al die profete voor hulle profeteer. En Sedekia, die seun van Kenaana, vir hom eysterhorings gemaak en gesê, so spreek die Hemelse Vader, hiermee sal u die Arameërs stoot, totdat hulle vernietig is. En al die profete het so geprofeteer en gesê, trek op na Ramot in Gilead, en u sal voorspoedig wees, en die Hemelse Vader sal dit in u hand van die koning gee. Toe sê die boodskapper wat gegaan het om Micha te roep vir hom, kyk tog, die woorde van die profeet is uit een mond goed vir die koning. Laat jou woord tog wees soos die woord van een van hulle, en spreek goeie dinge. Maar Micha sê, so waar as wat die Hemelse Vader leef, voorwaar wat die Hemelse Vader vir my sê, dit sal ek spreek. Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, Micha, sal ons na Ramot in Gilead trek om te veg, of sal ons dit laat staan? En hy antwoord hom, trek op, en u sal voorspoedig wees, en die Hemelse Vader sal dit in die hand van die koning gee. En die koning sê vir hom, hoeveel maal moet ek jou besweer dat jy niks waarheid in die naam van die Hemelse Vader tot my moet spreek nie? Daarop antwoord hy, ek het die hele Israel gesien verstrooid op die berge so skape wat geen wagter het nie, en die Hemelse Vader het gesê, hulle het geen heer nie, laat hulle elkeen in vrede teruggaan na sy huis toe. Toe sê die koning van Israel vir Josafat, het ek u nie gesê nie, hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil. Verder sê hy, daarom hoor die woord van die Hemelse Vader, ek het die Hemelse Vader sien, sit op die troon, terwyl die hemelse leerskare by hom staan, aan sy regter en aan sy linkerhand. En die Hemelse Vader het gesê, wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gilead? En die een het so gesê, en die ander weer so. Toe kom die gees vorentoe en gaan, voor die aangesig van die Hemelse Vader staan, en sê, ek sal hom oorhaal, en die Hemelse Vader vra hom, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan, en 'n leeuengees word in die mond van al sy profete, 'n leeuengees in die mond van al sy profete, en hy sê, jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin, gaan uit en doen so. En nou kyk, die Hemelse Vader het 'n leeuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die Hemelse Vader het onheil oor u gespreek. Daarom kom Sedekia, die seun van die Kenaana, nader, en hy slaan Micha op die kakebeen en sê, hoe dan het die gees van die Hemelse Vader van my af weggegaan om met jou te spreek? En Micha antwoord, kyk, jy sal dit sien dieselfde dag as jy van die kamer tot kamer sal gaan om jou weg te steek. Maar die koning van Israel sê, neem Micha en bring hom terug na Amon, en die owerste van die stad, en by Joas, die seun van die koning. En jy moet sê, so spreek die koning, sit hierdie man in die gevangenis, en spysig hom met brood en van verdrukking, en water van verdrukking, totdat ek behoue tuiskom. Daarop sê Micha, as hy ooit behoue tuiskom, het die Hemelse Vader nie deur my gespreek nie. Verder sê hy, volke, luister almal saam. En die koning van Israel en Josafat, die koning van Juda, het opgetrek na Ramot in Gilead. En die koning van Israel vir Josafat gesê, ek sal my onkenbaar maak en in die geveg kom. Trek u maar u eie klere aan,
So het die koning van Israel hom dan onkenbaar gemaak in die geveg ingegaan. En die koning van Aram aan die owerstes van die 32 strydwaans bevel gegee en gesê: Julle moenie klein of groot beveg nie, net die koning van Israel alleen. En sodra die owerstes van die waans van Josafat sien, sê hulle dat die sekerlik die koning van Israel, en hulle het weggeswaai om teen hom te veg, maar Josafat het geskree. En toe die owerstes van die waans sien dat dit nie die koning van Israel was nie, draai hulle agter hom weg. Toe het die man in sy eenvoudigheid 'n boog gespan en die koning van Israel getref tussen die aanhangsels en die panser. Daarop sê hy aan sy drywer: Ruk om, bring my uit die leer uit, want ek is gewond. En die geveg het die dag toegeneem terwyl die koning hom staande hou in die strydwaan teenoor die Arameërs. Maar in die aand het hy gesterwe en die bloed van sy wond het in die wa se bak gevloei. En teen sonsondergang 'n geskreeu deur die leer, elkeen na sy stad en elkeen na sy land toe. En die koning het dood in Samaria aangekom en die koning is in Samaria begrawe. En toe hulle die wa uitspoel by die dam van Samaria, het die honde sy bloed gelek, terwyl die hoere hulle daarin was, volgens die woord van die Hemelse Vader wat hy gespreek het. En die verdere geskiedenis van Agab en alles wat hy gedoen het, en die voorhuis wat hy gebou het, en al die stede wat hy gebou het, is dit nie beskrywe in die kroniekeboeke van die konings van Israel nie. En Agab het ontslaap met sy vaders en sy seuns Ahasia in sy plek, wat in sy plek koning geword het. Josafat koning van Juda en Ahasia koning van Israel, vanaf vers 41. En Josafat die seun van Asa, het koning geword oor Juda, en die 4de jaar van Agab, die koning van Israel. En Josafat was 35 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het 25 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Asuba, die dogter van Silhi. En hy het geheel en al in die weg van sy vader Asa gewandel. Daarvandaan het hy nie afgewyk nie, deur dit te doen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader. Net die hoogtes is nie afgeskaf nie. Die volk het nog op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En Josafat het vrede gesluit met die koning van Israel. En die verdere geskiedenis van Josafat en sy magtige dade wat hy gedoen het, en hoe hy oorlog gevoer het, is dit nie beskrywe in die kroniekeboek van die konings van Juda nie. Ook die skandseuns wat uit die dae van sy vader Asa nog oor was, het hy uit die land uitgeroei. Daar was toe nie 'n koning in Edom nie, 'n plaasvervanger wat 'n regerder was. Josafat het Tarsis skepe gebou om offergoud te gaan haal, maar hulle het nie gegaan nie, want die skepe het in Eskon-Gerber skipbreek gelei. Toe sê Ahasia, die seun van Agab, en vir Josafat: laat my dienaars saam met u dienaars op die skepe gaan, maar Josafat wou nie. En Josafat het ontslaap met sy vaders en is by sy vaders begrawe in die stad van sy vader Dawid. En sy seuns Joram het koning geword in sy plek. Ahasia, die seun van Agab, het koning geword oor Israel in Samaria, en die koning in die 17de jaar was van Josafat, die koning van Juda, het 2 jaar oor Israel geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader. Hy het nie gewandel in die weg van sy vader en in die weg van sy moeder en in die weg van Jerobeam, die seun van Nabat, wat Israel laat sondig het. En hy het Baal gedien en voor hom neergebuig, en die Hemelse Vader
die God van Israel, geterg, net soos sy vader gedoen het. Tot sover. Mense, is die einde van Konings, of 1 Konings, ons sal dan aangaan met 2 Konings.